Welkom by die luistermeditasies vir Paase. Vandag is Dinsdag, 21 April, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Lukas 24 vers 36 tot 48. Ons lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om in hierdie oomblik stiller te word, om intentioneel te draai na God en sy woord. Daarom nooi ons julle gereeld uit om ook stadiger asem te haal, om selfs deur jou liggaam te draai na God, om dit wat ons so dikwels gejaag en besig hou op sy te skuif, en bloot te wees in die hier en in die nou, om te weet dat jy, soos wat jy hier is, goed genoeg is, en dat God deur die eeue heen kies om te praat met gewone mense, nes ek en jy. Die gedig, Die skoonste dinge, van Cas de Villiers, nooi ons uit ook na die oomblik waarin ons onsself bevind, as 'n oomblik van verwondering en 'n oomblik waarin die opgestane Christus ons opnuut ontmoet. Daar's kleure in die herfs waarby skilders nie kan kom. Daar's patrone in die wolke wat in verbeelding bly verstom. Die kiewiet se geroep is in akkoorde nie te kry, oor die arend en sy vlug kan jy maar net versla bly. Die geur van die jasmijn loop jy nie op rakke raak. Die tekstuur van die roos is om gedigte oor te maak. Die spel en wegraak sonne kan jy net beperk aanskou. Die wee van die wind is in misterie toegevou. Soveel smake onbeskryf, soveel stories nooit vertel, soveel plekke ongeskonde, soveel hawens ongebonde. In die blyplek van die bome bied die bos erbarming aan, vir die kleinste van die wesens soos hulle kom en soos hulle gaan. Die skoonste, heerlikste dinge het voor ons hier kom staan, en sal lank nadat ons weg is, die pad na verwondering baan. Amen. Lukas 24 vers 36. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met die krag van bo toegerus is. Hulle is by mekaar, die deure is toe, en die stories wat vertel word, het hulle half vertroos en half verwar. En dan, sonder waarskuwing, is hy daar. Vrede vir julle. Nie met 'n verduideliking of 'n regstelling nie, maar met diepe vrede. Hulle skrik, hulle twyfel, hulle dink dalk selfs dis 'n gees, iets onbegrypbaar, iets ver. Maar Jesus bring hulle terug na hierdie oomblik, na die tasbare. Kyk na my hande en my voete, raak aan my.
Die opstanding is nie ontsnapping uit die liggaam nie. Is God se ja vir die liggaam, vir wonde wat steeds sigbaar is, vir 'n lewe wat nie weggevee word nie, maar vernuwe word. Hy eet dan saam met hulle, gewone dinge in 'n ongewone oomblik, en stadig begin hulle verstaan dat hierdie storie, die kruis en die lyding, die opstanding, dit is die geloofspad self. Hy maak hulle verstand oop vir die skrif, vir die patroon van God se werk, vir die waarheid dat lewe deur die dood heen kom. En dan stuur hy hulle, julle is my getuies. Nie omdat hulle alles altyd verstaan het nie, nie omdat hulle nie meer bang was nie, maar omdat hulle gesien het, omdat hulle aangeraak is, en omdat hulle vrede gevind het. Ek nooi jou uit om vir 'n oomblik oor jou eie geloofslewe na te dink. Waar ervaar jy geslote deure? Of dat jy agter geslote deure is? Plekke van vrees of onsekerheid. Daar waar die disippels hulle self bevind het. Dink bidtend hieroor na. Jesus se woorde aan die disippels is vrede vir julle. Hoe hoor jy Jesus se woorde vandag? Vrede vir jou. Jesus, die opgestane Heer, dra wonde aan sy liggaam. Wonde wat later ook aan sy liggaam sigbaar sal wees, wanneer hy die disippels seën met sy hemelvaart. Wat beteken dit vir jou dat Jesus se liggaam wonde het? Die opgestane Christus, hy wat heers, doen dit met 'n liggaam wat gewond is. Wat beteken dit vir jou vandag? Hoekom is dit dalk vir jou belangrik? Praat gerus met God in gebed hieroor.
Kom ons bid saam. Opgestane Here, kom staan in my geslote ruimtes en spreek U vrede. Maak my oë oop om U raak te sien en stuur my om U lewe te getuig in hierdie wêreld. Amen.